Goeiemôre almal. Lekker om dag met julle te sien in die huis van die Here. Kom ons gaan net oor met gebed. Vader, wat 'n voorreg is vanmôre om U naam groot te maak, wat 'n voorreg Here om U te kan ken. Dankie dat U ons rots is, Here. Dankie dat U die een is by wie ons skuil, die een wat by ons vashou, Here. Dankie dat U vanmôre, Here, die middelpunt van ons hele wese is. En dankie dat ons vanmôre hier kan wees, Here. Ek wil U loof en ek wil U prys en ek wil U eer en aanbid, Here, omdat U God is. En omdat daar niemand soos U is, Here. U is die stoel waar my lewe draai. U is die asemtuig wat ek intrek vanmôre, Here. U is die liefling van my siel. Dankie dat ons vanmôre, Here, in die troonkamer kan nader, Here, en kan instap tot in die allerheiligdom van God in. En vra dat U by ons op stil staan, Here. Vra dat U vanmôre, Here, in hierdie plek sal waai met die Heilige Gees, Here. Ek neem elke gedagte gevange tot gehoorsaam met die Gees van God aan die woord van die Here, Here, en elke aanslag van die vyand, Here, wat bestraf in die naam van Jesus. Elke pyl wat op ons afgeskiet word, stuur ek terug waar het vandaan kom, Here. Ek vra dat elkeen wat vanmôre hier is, Here, hulle gedagtes nou sal draai na die Godheid en die grootheid, Here, na U toe. Because it's not about us, Lord. We are not here for anyone else. We are not here for ourselves. We are here to worship You. We are here to praise Your name and to magnify Your name because You, Lord, are the lover of my soul, and I just want to praise Your name. Ek bid Here dat elke koortjie wat ons gaan sing vanmôre, Here, sal wees tot eer en verheerliking van U naam. En ons dank U daarvoor. Amen en amen. U sit net so terwyl ons vir julle liedjies sing. Ons is baie keer so by mekaar, die woord sê wat twee of drie in my naam vergader, dan is ek in julle midde. Dan kan ons
Hy sê vir my aan die dag van benoudheid en ek sal al wees. As jy besoek die tronk, as jy besoek die huis, as jy besoek al waar jy is en daar, God is heilig. Bestel een ander voorziet as waar die woordigheid van die Here neerdaal. You will never be the same again.
Iemand die Bybel gebring het, kan blaai na Lukas 5 vers 33. Lukas 5 vers 33. Die tema vanmôre wat ek met julle oor gaan praat is the way to God's presence. Luke 5:33. They said to him, "Why do John's disciples often fast and pray? Likewise, always the disciples of the Pharisees, but yours eat and drink." And he said to them, "Can you make a friend of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom will be taken away from them. Then they will fast in those days." He also told them a parable to them. No one puts a piece from a new garment on an old garment, or else he will tear the new, and also the piece from the new will not match the old. No one puts a new wine into old wineskins, or else the new wineskins will burst out the skin, and it will be spilled, and the skin will be destroyed. Tot sover mag die Here sy woord in ons harte seën. Vader, baie dankie vanmôre vir die kosbare woord. Dankie vanmôre, Here, dat U 'n God is wat ons nooit teleurstel nie. Dankie dat U 'n God is wat nooit U rug op ons draai nie. Dankie dat U 'n God is wat vir ons lief is en vir ons omgee, Here. Maar ons besef ook vanmôre ons dien 'n heilige God. En ons staan op heilige grond wanneer U by ons is, Here. Ek wil vra vanmôre dat ek hierdie woord sal oordra soos wat U dit vir my gegee het, Here. En al die lof en al die eer en al die aanbidding sal U toe kom. En ons eer U daarvoor. Amen en amen. Ek wil begin vanmôre deur aan nie te verduidelik. Ek het Desember maand by geleentheid het ek met God gepraat. Ek het eintlik baie min iets anders gedoen Desember maand toe ek op vakansie was as met God gepraat. Ek was baie met die Here besig in die vakansietyd en op 'n stadium met die Here met my begin praat en ek het weer met die Here vir die Here gevra of ons die vastyd moet hê soos wat ons altyd het. Elke begin van die jaar. En duidelik het die Gees van die Here vir my gesê nee. Ek kon dit nie verstaan nie want God wil hê ons moet vas. En toe begin die Here aan my verduidelik dat wanneer ons baie keer so aan die begin van die jaar 'n vastyd het en mense hulle name op die vaslys skryf, dan is dit eintlik ook maar net 'n ritueel. Dis ook maar net 'n tradisie dat aan die begin van die jaar gaan jy nou vir 21 dae gaan ons nou vastyd hê en ons gaan bid en baie van die mense sit hulle name selfs op en hulle vas nooit eers nie. En ek het met die Here begin praat en die Gees van die Here het op my hart kom lê iets wat ons as gemeente moet doen. Ek is altyd 'n tipe mens wat ek gaan nie agter ander mense aan nie. Ek doen nie wat ander ouens doen nie. Baie keer kry mense as hulle sien 'n ander gemeente doen iets, dan doen hulle dit ook. Ek is nie so nie. As die Here nie vir my sê om iets te doen nie, dan doen ek dit nie. Maar dit wat die Here op my hart gelê het was dat ons 'n vasdag reg deur die jaar vir ons gemeente gaan uitroep. Maar die Here het ook vir my gesê hy sal my op die regte tyd sal hy vir my sê om die ding te bring en in te stel. En wanneer ons vasdag instel, gaan ons regtig vas. Ek wil en asseblief ek vat niemand anders ek die goed vanmôre sê nie. Ek sit net wat God in my hart kom sit het. Ons hoor baie keer deesdae mense praat van 'n halwe vas of 'n hele vas of 'n watervas of 'n Daniel vas of 'n watse vas ook al. Maar partykeer
dink ek wil mense partykeer net 'n Daniel vas byvoorbeeld doen om eintlik maar 'n loophole te soek om nog steeds te eet. Ekskuus. Dit wat die Here vir my gesê het is dat ons sal vas, regte vas. Jy eet niks. Jy drink net water. En ek weet baie keer, ek sê weer, jy moet asseblief my hart hoor vanmôre. Baie keer sal mense sê, maar ek moet iets eet, want ek moet my pille drink. Nou, dalk is ek bietjie dom, ek weet nie. Maar dit kom nie vir my by mekaar uit nie. Want jy sien, wanneer ek vas, beteken in elk geval die supernatural. Wanneer ek vas, is ek met God besig. Kan ek God dan nie vertrou my een dag net sonder my pille te hou nie? Ek sê nie jy moet dit doen nie. Ek het besluit, die dae wat ek vas, sal ek nie my pille drink nie. Die dae wat ek vas, sal ek vas, sal water drink. Ek sê weer, jy kan doen soos wat die Here op jou hart sit. Drink jou pille in die aand dan as jy wil. Maar wat ek vir julle wil probeer sê vanmôre is, dis tyd dat die kerk werklik weer sal begin vas en God begin aanroep. Dis tyd dat die kerk van die Here weer werklik waar sal doen wat God in sy woord vir ons sê. Tydens hierdie tyd wat ek met God besig was, het die Here ook op my hart gelê dat, ek weet ons mense bly ver en is moeilik om in die aand uit te ry en al die goeters en die Here het op my hart gelê dat ons elke aand tussen 8:00 en 8:30 gaan bid as gemeente. Nou ek sê weer, asseblief, jy gaan jou naam vir my gee, ek gaan jou naam op 'n groep sit en jy gaan, as jy 8:00 begin bid, gaan jy net sê, ek bid. Hoekom ek dit doen? Want die Gees van die Here sê, as ons dit doen, bring ons eenheid onder mekaar. Want ek sien Charmaine bid, ek bid, Johan bid, Desiree bid, dit bring 'n eenheid. Alhoewel ons nie in dieselfde gebou is nie, bring dit wel tog 'n eenheid, want ons het hierdie eenheid wat ek weet jy wat, ek staan nie alleen in gebed nou nie. Ek het mense, ek het gemeentelede wat gesê het, luister, ek is nou besig om te bid van 8 tot 8:30. En in hierdie tyd gaan ons nie bid vir my goedjies of my dramas of my stryd of wat ek nodig het of my grocery lys nie. Ons gaan bid vir die gemeente. Ons gaan bid vir deurbraak. Ons gaan bid vir herlewing. Ons gaan bid vir God se krag om in ons midde neer te sak op 'n bonatuurlike wyse. Dis waarvoor ons gaan bid elke aand van 8:00 tot 8:30. Dis 'n halfuur wat ek van jou vra. Ons gaan bid dat God siele inbring. Ek wil my verstout om iets te sê wat dalk klink dit kras as ek dit vanmôre sê. Weet jy wat, ek soek nie weghardlopers van ander gemeentes af nie. Ek soek siele wat by God uitkom en waarlik tot bekering kom. Ek soek mense wat werklik wat kan neerbuig voor God en kan uitroep en hulle saak met God regmaak. En 'n pad van heiligmaking begin stap. Dis wat God in my hart kom sit het. Want jy sien, as ek mense van ander kerke kry, ek sê nie hulle mag nie kom nie, hulle kan maar kom. Maar weet jy, as ek mense van ander kerke afkry, het ek niks bereik nie. Maar wanneer ek 'n siel wat God nie dien nie, as ek hom kry, het ek 'n siel vir die koninkryk gewen. So dis wat God op my hart kom sit het en wat vir my so kosbaar was is, maandag toe begin die Here met my praat en die Here sê vir my, dis nou tyd. Ek sê, is reg, Here. En die volgende oomblik, toe kry ons 'n brief van hoofkantoor af, waar hulle ons oproep vir vas en gebed. Dat die gemeente sal begin vas en gebed. Presies dieselfde goed waarvoor ek gesê het, wat die Here op my hart gesit het, vir siele by Jesus. Jy sien, ons is maklik om te bid vir wat ek nodig het. Maar God roep ons op om te bid vir sy koninkryk.
So ek sê weer, ek gaan nou my preek begin, maar dit wil ek net vir julle gesê dat dis wat gaan gebeur. Ek gaan vanmiddag gaan ek 'n groep begin. Jy gaan jou naam vir my stuur. Asseblief, as jy nie gaan bid nie, moenie jou naam vir my stuur nie. Ek gaan nie vir jou kwaad wees nie, ek gaan nie vir jou sleg dink nie. Asseblief, ek vra mooi, moenie jou naam vir my stuur as jy nie bereid is om van 8 tot 9 tot 8:30 te bid nie. En Woensdag van Dinsdag aand sonsonder tot Woensdag aand sonsonder gaan ons vas vir die wat wil vas. So baie mense, so many people proclaim they need the presence of God. So many people proclaim that they need the glory of God. But it's actually a shame how little people are willing to sacrifice or to make any effort to have the presence of God. I heard lots of people come to me and say, Pastor, I just want to fast because I have a crisis. I want God to answer me. My sien vir 'n kind van God moet vasting en gebed deel van my lewe wees. Terwyl ek met die Here besig was oor hierdie hele ding, toe sê die Here vir my, as ek mense moet vra, hoorie, ons wil nou vas vir 21 dae, is eintlik 'n skande. Met groot respek gesê. Want elke kind van die Here moet kan sê, maar wie, dis in elk geval deel van my lewenstyl om te vas. Dis deel van my week is om te vas. Dis deel van wat ek doen is om te vas. Gebed moet elke dag deel van my lewe wees. Maar dis jammer vanmôre, kind van die Here, dat so baie mense net hierdie goed gebruik wanneer hulle God nodig het. Vir baie mense is dit maar genoeg om maar net 'n kind van die Here te wees en so selfgesentreerd te wees dat hulle baie keer sal vas oor, ag ek soek ekstra geld of ek soek 'n beter kar of 'n huis of 'n werk of whatever jy dit wil noem, dan vas mense daaroor. Wanneer mense in nood is, dan gryp hulle baie vinnig na vas toe. Maar ware vas kom vir 'n dieper verhouding met God. Ek vas om nader aan God te beweeg. Ek vas om die teenwoordigheid en die heerlikheid van God in my lewe te kan kry. Wanneer ek smag dat God sy hemel op my sal ooptrek, wanneer ek smag dat God sy krag op my sal uitstort, wanneer ek smag om tyd saam met God in sy teenwoordigheid te wil wees, wil ek vanmôre vir jou sê, moet jy vas. Ag, jy hoef nie saam met 'n stem vanmôre nie. Ek bring vir julle wat die Here op my hart gesit het. Jy sien, dit is vir partykeer vir my verbasend na watter uiterstes mense sal gaan om verhoudings met vriende of met familie of selfs met 'n vrou of 'n man of met kinders te kan verbeter. Maar hulle verhouding met God word afgewater. Hulle is nie bereid om enigiets in te sit om hulle verhouding met God beter te maak nie. In daai tyd wat hulle gevas het hulle by die wet gesê hulle is verplig gewees om te vas. Dis hoekom hulle gevas het. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes en selfs die disippels van Johannes was eintlik deur die wet verplig om te vas, die wet van Moses. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes het so 'n bietjie verder gegaan. Hulle het maandag volgens ons kalender nou maandag en dinsdag ook gevas. Maar dan het hulle op die hoeke van die strate gaan staan
hulle rags aangetrek, lang gesigte getrek, dat almal moet sien hulle vas. Dis hoe dit gewerk het in daai tyd. Maar dit het vir hulle niks beteken nie. We must fast to get closer to God. Fasting is spiritual discipline. Fasting is bringing me into the supernatural, calling the supernatural upon us. It's something we must do to get closer to God. Maar ons is baie keer maar tevrede met wat ons het. As ek 'n dag nie die teenwoordigheid van God in die teenwoordigheid van God was nie, dan voel dit ek gaan ietsie binnekant is te mekaar. Want ek smag en ek soek na daardie dieper verhouding met God, daai dieper teenwoordigheid van die Here. Die Fariseërs kom by die Here Jesus en hy sê, ons vas. Johannes se disippels vas. Hoekom vas die disippels nie? Die Bybel kom en hy sê, and he said to them, can you make a friend of the bridegroom fast while the bridegroom is with him? Jesus praat van homself, want hy is die bruidegom. But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, then they have to fast in those days. Met ander woorde wat die Here Jesus sê, terwyl hy saam met sy disippels is, het hulle nie nodig om te vas nie. Maar wanneer hy nie daar is nie, moet hulle vas. Hoekom? Om hom naby hulle te kry. Dis waaroor dit gaan, dis waaroor die hele skrif gaan. Want terwyl God by my is, in my teenwoordigheid, as Jesus gekom het die dag as ons hemel toe gaan, gaan ek nie meer nodig hê om te vas nie. Maar terwyl ek op hierdie aarde is, moet ek vas, sodat ek die teenwoordigheid van God kan kry, sodat ek die bruidegomme in ons midde kan kry, sodat ons kan sê, Here, ons soek en ons smag na die teenwoordigheid van God. Sodat ek 'n dieper verhouding met God kan kry, sodat ek 'n aangesig tot aangesig ondervinding met God kan kry. Ek wil vanmôre vir jou sê, baie mense sal sê, pastoor, ek hoor nie die Here nie. Ek weet nie hoe praat jy altyd van, ek hoor die Here nie. Ek ervaar die goed nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, wanneer laas het jy gevas? En die oomblik as ek dit vra, dat mense, hoeveel storieetjies, en hoeveel loopholes, en hoeveel verskoning kies. Ja, maar dit of ja, maar jy weet ek werk, en ek vra nie wat werk jy, wat doen jy nie, ek vra wanneer laas jy gevas. Ek vra jou vanmôre, hoe desperaat is jy regtig vir God? Dalk hou jy nie van wat ek sê vanmôre nie, dis ook maar so. Maar ek het vir jou 'n boodskap van God vanmôre, kerk, hoor die woord van die Here vanmôre, hoe desperaat is die kerk van die Here nog vir God se teenwoordigheid, hoe desperaat is ek, hoe ver sal ek gaan om die teenwoordigheid van God te kry, maar ek is so behep met dit wat om my aangaan, ek is so behep met my finansies, wat by my werk aangaan, en wat my huis aangaan, ek is so behep met my materiële dinge, dat ek glad nie eens dink daaraan, Here, ek soek net die teenwoordigheid. So 'n boodskap van die Here vanmôre. It's time for a mind change. Dis tyd vanmôre, kerk, om te sê, Here, ek wil die hemel op my oop geskeur hê. Matteus 6 vers 15 kom die Here Jesus en hy sê, but if you don't forgive others, your Father won't forgive you, your failures. En dan sê hy, but when you fast, stop looking like the hypocrites.
They put on sad faces and make it obvious that they're fasting. I can guarantee you this truth. That will be their only reward. When you fast, wash your face, comb your hair, then your fasting won't be obvious. Instead, it will be obvious to your Father who is with you in private. And your Father who sees in private, He will reward you. He who is with you in private. Wat sê die skrif? Wanneer ek vas, is hy saam met my daar in my secret place. He's with you in the private place. He's with you in your prayer place. Hy's daar saam met jou, daar waar jy jou knieë voor God buig, daar waar jy vas, wat niemand eers weet jy vas nie, wat jy vanmôre net kan uitroep en sê, Here, ek smag na die teenwoordigheid, wat jy voor God kan ween en kan sê, Here, ek kan nie asemhaal nie, ek kan nie leef sonder God se teenwoordigheid nie, Here, ek soek God se teenwoordigheid, ek sal alles doen, Here, vir die teenwoordigheid. There you will be in your secret place. Is dit nie amazing nie? En dan sê hy, and your Father who is with you in your private place, in your secret place. Your Father sees you do it in private. He will reward you. Kerk van die Here, ek wil môre vir jou sê, there is no lack in the presence of God for anything. Daar's vanmôre geen tekort in die teenwoordigheid van God nie. In die bonatuurlike is daar vanmôre nie 'n tekort aan enige finansies of materiële dinge of wat ek nodig het nie, want God weet wat ek nodig het. Want in die hele gedeelte van Matteus 6 begin die Here Jesus oor hierdie goed praat, dan begin hy praat oor hoe om te bid, die Onse Vader, dan gaan hy aan en hy sê moenie bekommerd wees oor môre nie. Want die hele gedeelte gaan oor God wil by jou wees. He wants to be with you. He wants to bring His presence into that secret place. En wanneer jy 'n bietjie verder aangaan met hierdie gedeelte van Matteus 6. Onthou nou as jy nou gekom by vers 18 wat sê die van die secret place. Dan kom vers 33, ons almal ken hom so goed. But first, be concerned about the kingdom and and to have His approval. Then all these things will be provided to you. First seek the kingdom of God and God's approval. God sê vanmôre, Jesus sê vanmôre, jy moet vas, want ek wil by jou wees. Ek het al baie keer gesien, mense sal by familie gaan kuier, man, hulle sal geld leen vir petrol om by ander mense te gaan kuier. Hulle druk hulle self in die skuld in om by ander mense te gaan kuier. Want hulle is lief vir daai mense. Wat doen ek vanmôre om by God se teenwoordigheid uit te kom? Wat doen ek vanmôre om in God se teenwoordigheid te kuier vanmôre? Seek first the kingdom of God and His approval. And everything else will be given unto you. We must fast to get God's approval, to get His presence. Look at what happens when you fast. Acts 10 verse 30 say, and Cornelius said, from the 4th day until this hour, I've been fasting. And the 9th hour, I was praying in my house. Luister gou-gou. And behold, a man stood before me in bright clothes. And he said, Cornelius, your prayers has been heard. Jy sien, hy sê ek vas vir 4 dae vas hy.
Die 9de uur is hy besig om te bid. En die volgende oomblik, toe skeur die bonatuurlike voor hom oop. En die persoon sê vir hom, jou gebed is geantwoord. Ek wil vanmôre vir jou sê, wil jy gebede geantwoord hê, dis tyd om te begin vas. Kerk van die Here, ek wil jy moet mooi hoor, my hart is herlewing, my hart is bonatuurlike, my hart is wonderwerke, my hart is wonders en tekens. My hart is God. En ek sal enigiets doen wat ek moet doen om dit te kan kry. As die herder van hierdie gemeente wil ek vanmôre vir jou sê, kerk, dis tyd om te vas en te bid soos nog nooit van tevore nie. Ek hoor nou dat iemand sê vir my, as jy pastoor, ek kan nie vas nie, want ek het soveel foute, jy weet, ek doen dit verkeerd, en ek verslaaf van dit, en ek doen dit verkeerd. Ek kan nie vas nie, hoe kan ek vas as ek die goed te doen? En ek sê van, weet jy wat, begin net vas, dan sien jy los dit jou. Jy hoef dit nie te los, en hulle gaan jou los. Want jy sien die oomblik, wanneer die bonatuurlike van God my deel is, wanneer God se teenwoordigheid my deel is, en by my is, dan vlug Satan in sy sonde, dan vlug ongeregtigheid, en heiligmaking tree toe. Dis wat gebeur, kerk, wanneer ek vanmôre kan sê, ek vas. God antwoord sy kinders, wanneer hulle vas en bid. Want hy bring sy teenwoordigheid in. Die 33ste vers van die 10de hoofstuk, hy sê, immediately, therefore I send to you, and I thank you yearly, and that you have come. That is why all of us are now assembled in the presence of God. In die teenwoordigheid van die Here. Hoekom? Hulle het gevas. As jy tevrede is sonder die teenwoordigheid van God, dis jou saak. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, jy mis uit. Jy mis wat God vir jou beplan het. Dit wat God vir jou wil gee. Jesus kom nou in die 16de vers en hy sê, niemand sit 'n nuwe stuk lap op 'n ou kleed nie, want die aangelaste skeur van die kleed af en dit skeur erger. 'n Mens gooi ook nie 'n nuwe wyn in ou leersakke nie, anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar as 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en albei bly behoue. Jesus praat hier van die nuwe. Kerk van die Here, as ek wil God se teenwoordigheid hê, moet ek elke dag vernuwe word. Moet ek elke dag 'n nuwe sak wees vir die wyn van God se Heilige Gees. Ek moet elke dag 'n nuwe persoon en 'n nuwe kleed aantrek, 'n skoon kleed aan my hê. Want dan gaan dit nie meer oor my eie gewin nie. Dit gaan nie meer oor wat ek soek en wat ek graag wil hê nie. Want die Bybel kom in Matteus 5 vers 6, hy sê, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Honger jy vanmôre na God? As jy dors vanmôre na sy Heilige Gees, water, dan wil ek vanmôre jou oproep en sê, dis tyd om te begin vas en bid, soos nog nooit van tevore nie. Nuwe wyn praat van die Heilige Gees van God. Ek wil vanmôre vir jou sê, God gaan nie sy Gees in jou uitgiet, as jy gaan oopbarst, as jy verouderd is nie. Dan praat ek nie van ouderdom nie. Ek praat van tradisie, van godsdienstigheid, met al hierdie goeders, goed wat jy self wil hê, jou self toe eien.
Maar wanneer ek vanmôre begin vas, dan wys God my, ek kry klaar met myself. En God maak my 'n nuwe sak waarin hy die wyn van God se Heilige Gees kan uitgiet. Efesiërs 5 vers 18 sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Maar vanmôre vir jou sê, as jy werklik waar smag om weer met die Gees vervul te wees, dis tyd om te vas. Met groot respek wil ek vir jou sê, jy kan nie op gisters en op eergisters se uitstorting van die Gees kan jy nie leef nie. Jy kan nie op gister en eergister se manna leef nie. God wil vanmôre vir jou nuwe wyn gee, 'n nuwe aanraking, 'n nuwe ontmoeting, 'n new encounter with God. Maar ek en jy moet begin vas. Fasting demonstrates the desire I have inside of me for more of God. It shows God that I am serious about my relationship with Him. Ag, en ek is nie hier vanmôre om jou sleg te laat voel nie. Ek is hier vanmôre om vir jou die woord van God oor te dra. I'm willing to pay the price. The personal price to get a deeper relationship with God. Because the fasting released the supernatural power of God. Satan will do anything to stop you. He will do anything to cause this disruption in your life. He will do anything to bring doubt in your life and defeat in your life. But I want to tell you today, Lighuis gemeente, hoor vanmôre, united prayer and fasting will bring the power of God into the church. Waar eenheid is, en waar God se kinders begin vas en bid, wil ek jou waarborg vanmôre, gaan ons die krag van God op 'n bonatuurlike wyse sien. Lees 'n stuk na die dag van 'n sekere pastoor in Amerika, ek wil nou nie sy naam noem, maar hy sê hulle het 'n vreeslike klein gemeentetjie gehad. Ag, hy het alles gedoen, hy het plakkate uitgegee en hy het campaigns gehou en hy het alles gehou en niks het gewerk nie. Hy sê die Gees van die Here sê vir hom, begin vas en bid vir my koninkryk. Hy sê hy en sy vrou begin vas en bid vir die koninkryk van God, vir die gemeente. Hy begin bid en hy sê, Here, whatever U in die gemeente wil doen, dit sal ek doen. Hy sê een Sondag, so maand nadat hulle dit begin doen, staan hy een Sondagoggend op. En hy is op pad kerk toe en hy kom agter my, hier is iets fout. Want hy kan amper nie by sy kerk uitkom nie, so traffic jam is daar in die strate. Op 'n stadium klim hy uit sy kar uit en hy loop om te gaan kyk wat gaan aan. Toe staan die karre opgelyn voor sy kerk om kerk toe te kom. Daai Sondagmôre toe moet staan die mense, toe is daar nie genoeg plek in die kerk om almal te akkommodeer nie. Hy sien al wat hy gedoen het. Hy en sy vrou het begin vas en bid. En die gemeente wat saam met hom daar was, die paar wat daar was, het saam met hom begin vas en bid. Ek lees dit in die week, 'n artikel. Ek glo die Here het my kom bevestig dit waarmee ek besig is. Wat hy vir my gesê het. Ek roep vanmôre die Lighuis gemeente. Selfs daar baie van ons Lighuis mense wat in ander dorpe bly, wat in ons gemeente eintlik gemeentelede is, wat ons livestream elke Sondag kyk. My vriend is in Botswana. Hy het nie 'n kerk daar nie. Hy sê, Pastoor Tony, jy's my pastoor en is my gemeente waar ek kyk elke Sondag. En ek roep vanmôre, selfs hulle vanmôre op. Lighuis, hoor vanmôre. Dis tyd om te vas en te bid.
Ons soek die krag van God. Ons soek die heerlikheid van God. Ons soek siele om weer by die boedelingsbank te kom kniel voor God. Hulle sonde te bely en laat staan en 'n pad van heiligmaking met God te begin stap. Maar ek wil vanmôre vir u sê, ek het julle nodig, lighuis, om saam met my te vas en bid. God soek vanmôre 'n man en 'n vrou. Ek kan sê, Here, ons wil in eenheid voor God staan en roep vir siele. Ons wil die hemel oop sien. Ons wil God se teenwoordigheid sien. Ons wil 'n nuwe dimensie van God se heerlikheid begin betree. En dit kan net kom vanmôre deur vasting en gebed. Ons ken almal die verhaal van Moses, ek haas my. Hoe hy hierdie berg op is. En hoe hy God gesien het van aangesig tot aangesig. Die Bybel sê, toe hy van die berg afkom, het hy geblink, sy aangesig het geblink. Maar kyk gou wat sê die Bybel. Hier's 'n geheim wat ons nie altyd raak lees nie. Vers 28 van Eksodus 34 sê, en hy was daar by die Here 40 dae en 40 nagte. Hy het geen brood geëet en geen water gedrink nie. Met ander woorde, ou Moses het vir 40 dae en 40 nagte gevas en bid. En toe hy van die berg afkom, toe blink sy gesig van die heerlikheid van God. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, dis tyd vanmôre om te kan sê, Here, ons soek na U. Ek sluit vanmôre met Joël 2 vers 15. Hy sê, blaas die bassein op Sion, heilig 'n vasdag uit en roep die vergadering bymekaar om te bid. Ek wil vanmôre vir jou sê as pastoor van hierdie lighuisgemeente, roep ek vanmôre 'n vasdag uit. Roep ek gebedstyd uit. Ek weet jou hart is saam met my hart om in 'n dieper verhouding met God te wees. Ek weet jou hart is soos met my hart wat ons saam die teenwoordigheid van God soek op 'n bonatuurlike wyse. Ons smag daarna vanmôre. Maar ek en jy moet vanmôre sê, Here, ek is bereid om te offer. Ag, as jy meer daar wil vas, kan jy meer daar vas. Maar as herder van hierdie gemeente roep ek jou op vanmôre om te begin Woensdag vas saam met my. Dinsdag son onder tot Woensdag son onder sal ons vas voor God. Ek sê weer, ons gaan nie bid vir allerlei goedjies nie. Ons gaan bid vir herlewing. Ons gaan bid vir die krag van God, 'n beweging van God se Heilige Gees. Ons gaan bid dat die hemel oopgeskeur sal word op ons en dat God ons sal kom antwoord. Kom ons sluit ons oë. Ek wil jou vra vanmôre daar waar jy sit. Ag, ek het nie vanmôre vir jou 'n vreeslike ingewikkelde boodskap gebring nie. Dis basics. Maar ek weet ek het vir jou 'n boodskap uit die hart van God uitgebring vanmôre. God roep ons vanmôre tot eenheid. God roep ons vanmôre om te vas en te bid. Ek wil net terwyl jy daar sit, dat jy vir 'n oomblik net met God sal praat.
gaan sê, Here, ek soek die teenwoordigheid. Ek soek die krag. Ek soek U vanmôre. Into thy presence we come, not by the works we have done, but by thy grace and thy grace alone. Into thy presence we come, into thy presence we come, not by the works we have done, but by thy grace and thy grace alone. Into thy presence we come. Wie staan wat vanmôre saam met my wil staan het en sê, Here, ek soek die teenwoordigheid. Doesn't matter what the cost. Maak die saak vanmôre, Here, wat U vir my vra nie. Ek gaan begin vas en bid soos nog nooit van tevore nie. Want Here, ek soek die teenwoordigheid van God. Ek soek die krag van God. Ek soek an encounter with God. Lord, I want to put away my grocery list. I want to put away everything I need. And I just want to focus on your presence, oh God. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. As God, by thy grace and thy grace alone, into thy presence we come, into thy presence we come, not by the works we have done, oh, but by thy grace and thy grace alone, into thy presence we come. Sing it saam met my. And into thy presence we come, not by the works we have done, oh, but by thy grace and thy grace alone, into thy presence we come, oh, into thy presence we come, not by the works we have done, oh, but by thy grace and thy grace alone, into thy presence we come. I lost them all song. Oh, into thy presence we come, not by the works we have done, oh, but by thy grace and thy grace alone, into thy presence we come. Vader, dankie dat U met ons praat. Dankie dat U ons God is en dankie dat U Here ons belangstel vanmôre.
Dankie dat U graag by ons wil wees. Dankie dat U ons wil toegooi met U teenwoordigheid en met U heerlikheid, Here. Dankie dat ons weet vanmôre, Here, U maak 'n uitnodiging vanmôre en U sê vanmôre, vas en bid, soek my aangesig en jy sal dit vind, sê die Here. Ek vra vanmôre, Here, dat U ons sal help, Here, om alles in ons vermoë te doen wat ons kan om U teenwoordigheid te kan kry. En ek weet, Here, U sal ons nooit teleurstel nie. Want U sal nooit teruggaan op die woord nie. Want die woord sê nader tot my en ek sal tot jou nader. Ek bid, Here, dat elkeen vir ons vanmôre nie sommer maar net weer sal staan en ons sommer net sal praat nie, maar dat ons vanmôre 'n commitment sal maak, Here, om te sê ek sal God se aangesig soek tot ons die teenwoordigheid kry, tot ons 'n deurbraak kry, Here, tot ons die krag van God gemanifesteer kry. Ek bid, Here, dat U ons vandag in die liefde en vrede bring ons op die bestemde tyd weer by mekaar, Here. Ek vra dat die engele gaan ons bevel gee om voor ons uit te trek, ons agterhoede te wees en van alle kante af in te sluit, Here. En dat U vanmôre, Here, saam met ons sal wees. Dat ons in hierdie week, Here, U teenwoordigheid sal ervaar, soos nog nooit van tevore in Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Terwyl ons hierdie koortjie sing, verdaag ons. To thy presence we come.